Te danke aan landbou.com bring ek vir jou die nuutste seisonale voorspelling en hierdie keer kyk ons na Februarie se rekordreën en hitte. Die seisoen het gedraai en herfs is hier en dan later die jaar is Swadi en sou terug na El Niño. So wat beteken dit in terme van die winter en somerreën? Kom ons kyk. Februarie het broodnodige seënreën oor groot gedeeltes van die droë Kaap-provinsies meegebring en op ons reënval anomaliekaart hier agter is dit duidelik om te sien dat die noordooste 'n warmer en droë einde aan die somer beleef het, terwyl die Kaap-provinsies 'n natter Februarie ervaar het. Nie net het bo-gemiddelde reën geval nie, maar verskeie reënvalrekords gedurende Februarie is gebreek. Dit was gevolg van nie net een nie, maar minstens 3 sterk afslandweerstelsels. Jy kan sien Kakamas het byvoorbeeld meer as 100 mm reënval op 22 Februarie ontvang. En teen die einde van die maand is Grahamstown se 24 uur reënvalrekord vir Februarie ook verbeter met meer as 33 mm wat binne enkele ure geval het. Talle foto's en video's aanlyn getuig van die dankbaarheid van boere en inwoners vir die reën. En Lady Smith by die Tierkloofdam was die dam op 2 Februarie so leeg dat die plaaslike munisipaliteit die klappe moes sluit om die infrastruktuur te beskerm. Na swaar reën op 9 Februarie het die dam egter oor die wal begin vloei, 'n dramatiese omkeer binne slegs 'n week. En die Visrivier het teen 11 Februarie merkbaar sterker begin vloei. Maar ongelukkig het ewige storms ook haal in die Suid-Kaap veroorsaak wat groot skade aan vrugteplase in die Lang Kloof aangerig het. Agter my wys ons temperatuurafwykingskaart dat Februarie ook besonder warm was met bo-gemiddelde temperature veral oor die ooste en die suide van die land. En op die 16de Februarie het Kaapstad weer sy maksimum temperatuurrekord gebreek met 44 grade. Maar boere in die Vrystaat is ook dankbaar vir die reën voor oestyd en die gewasse lyk vanjaar mooi gesond. En glo dit of nie, later die maand lyk dit of die Vaaldam moontlik vir die eerste keer die afgelope 20 jaar en dalk selfs vir die eerste keer ooit vir 'n volle jaar lank vol kan bly. Hoewel die Vaaldam tans gesond lyk, bly die Kaapse damme steeds 'n groot bekommernis en die damvlakke in die Wes en die Suid-Kaap is tans aansienlik laer in vergelyking teen laas jaar. Die Kouga-dam staan tans op net so onder 40% vol in vergelyking teen 84% laas jaar en die Teewaterskloof-dam is net so bo 50% vol teenoor 70% dieselfde tyd laas jaar. Die gemiddelde damvlakke vir die Wes-Kaap is nou net so 50% vol teenoor 65% 'n jaar gelede. Dit was 'n ordentlike begin aan herfs met die eerste sterk koufront wat in die eerste week oor die land beweeg het en 'n skerp daal in temperature veroorsaak het met ook die ligte ryp in dele van die Kaap-provinsies. Onthou egter, dit beteken nie omdat die ryp en koue weer vroeër gekom het dat ons noodwendig 'n koeler of natter winter gaan ervaar nie. Daarom fokus ons op hierdie stadium slegs op die herfsvooruitsigte. En as ons kyk na die seevlaktemperatuurvoorspelling, sal die Enso na verwagting gedurende hierdie herfs na 'n neutrale toestand terugkeer en sal waarskynlik teen die einde van winter vinnig ontwikkel na El Niño toestande wat tot in die somer kan voortduur en dit kan definitief 'n invloed hê op die reënval volgende somer. Dit is egter nog te vroeg om met sekerheid die impak van 'n moontlike El Niño gebeurtenis te bepaal en die vertraging van 'n El Niño nader aan die somer kan selfs goeie nuus wees vir die lente reënval. Op hierdie stadium stem die Suid-Afrikaanse Weerdiens en die Universiteit van Pretoria se voorspelling saam dat bo-gemiddelde reënval is moontlik die volgende 3 maande oor die binneland en die sein is veral sterk hier in dele van die Oos-Kaap. Albei modelle dui op die moontlikheid van droër toestande oor die westelike dele van die Wes-Kaap en Weskus. Maar dit is belangrik om in gedagte te hou dat die vaardigheid of skill van modelle in terme van reënval nie so sterk of betroubaar is oor die westelike streke nie. Terselfdertyd wys die seisonale temperatuurvooruitsigte vir Maart, April en Mei op aansienlik warmer toestande veral in die weste. In kombinasie met bergwind toestande kan dit 'n verhoogde risiko vir veldbrande inhou. En dan wanneer ons heelwat verder koekeloer na die winter, sien ons dat modelle nie met mekaar ooreenstem nie. Daarom moet daar geen vaste aannames oor die komende winter gemaak word op grond van huidige modeluitsette nie. Ek beklemtoon dit spesifiek omdat seisonale modelle verlede jaar ondergemiddelde reënval vir die winterreënvalstreek voorspel het. Maar volgens die werklike reënval wat hier agter getoon is, het die uitkoms egter so 'n bietjie anders verloop vir die verre weste wat gemiddeld tot bo-gemiddelde reën ervaar het vir die hele winter, terwyl modelle wel akkuraat was vir die sentrale Karoo en die Suid-Kaap wat ondergemiddelde reënval ontvang het laaswinter.
Daarom plaas ek heelwat meer gewig op die korttermynvoorspelling hierdie seisoen. So agter my wys ek die weeklikse reënvalafwykings vir Suid-Afrika en ons kan duidelik sien dit gaan 'n nat en stormagtige begin aan Maart maand wees in die blou skakerings met stormweer wat donderdag al gaan begin beweeg hier oor dele van die Noord-Kaap en Noordwes ten Vrydag versprei oor die Hoofveld en dan teen die naweek gaan stormweer en reënverligting bring aan die droë en warm hitte in Limpopo en Mpumalanga. Ongelukkig bly dit 'n droër die volgende 2 weke oor die verre suidelike gedeeltes van Suid-Afrika met ondergemiddelde toestande en ook droër toestande die tweede week van Maart in die noordooste van Suid-Afrika. Maar hou in gedagte, dit beteken nie daar gaan geensins donderstorms opsteek nie. Dit beteken net as die reën val, gaan dit moontlik ondergemiddeld wees vir 'n weeklikse reën wat verwag word in daai gebiede. Bogemiddelde reënval word uiteindelik verwag tussen die 16de en 23ste Maart hier in dele van die Noord-Kaap, die Karoo en die Suid-Kaap. Dit sluit in die Oos-Kaap. En die seine is ongelukkig swak en ons weet nie presies hoe die seisoen gaan uitspeel teen die einde van Maart nie. Die blare begin verkleur, die son sak vroeër en baie van ons voel reeds daardie byt in die oggendlig. Herfs bly my gunsteling seisoen met sy matige, aangename weer oor groot dele van die land, maar vanjaar bid en hoop ek vir 'n nat herfs veral in die Kaap.